Goeiedag almal, dit is Theo en ons gesels nog steeds oor die magtige, die kragtige hand van God tot ons beskikking. Die woord van die Here stel dit baie duidelik wat ons is in die lewe. Spreuke 23 vers 7. Want soos die mens in sy siel bereken, so is hy. Die Amplified Bybel lees dit baie mooi. Dit sê daar, for as he thinks in his heart, so is he. En dit word bevestig in Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Dit is die rede waarom ons moet agslaan op dit wat Jesus vir ons sê in Matteus 18 vers 3. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Kan jy sien, verandering in ons lewe is uiters belangrik. En ek waag dit om te sê dat selfs gebed is nie 'n plaasvervanger vir verandering nie. Maar verander eers, dan sal jou gebede beantwoord word. Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. 2 Kronieke 15 vers 2. Die Here is met julle as julle met hom is. En as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Jy weet, die Here het ons in 'n tuin geplaas wat ons hele lewe verteenwoordig. Alles wat ons doen en hoe ons dit doen. Genesis 2 vers 15. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en om dit te bewaak. Nou Eden is die Hebreëse woordjie Eden wat beteken plesier, genot, vreugde, leksheid. Gestel, die Here het ons daar gestel, is die Hebreëse woord noag, wat beteken om daar te bly en om verantwoordelikheid te neem. Genesis 2 vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom op die plek geplaas, om daar te bly, om daar voorspoedig te wees, om vreugde en genot daaruit te put, maar om verantwoordelikheid te neem en om dit te bewerk en om dit te bewaak. Die woordjie bewerk is die Hebreëse woord abad, wat duidelik daarop dui dat dit nie 'n lui lekker lewe is nie. Abad dui daarop dat daar met noukeurige beplanning aanhoudend gewerk moet word. En die woord bewaak is in Hebreëus shamar, wat beteken om dit op te pas, om dit te beskerm. Met ander woorde, die Here plaas ons hier met die volmag en verantwoordelikheid om te plant en om te bewaak en om dan te kan oes en om dit te geniet wat ons arbeid voortgebring het. Dus, die vrug wat ons lewe oplewer, word bepaal deur die saad wat geplant is en in hoe mate ons dit noukeurig bewerk en bewaak het. Besef jy dat ons eintlik niks en niemand kan blameer vir wat ons vandag is nie? Elkeen van ons is die vrug van die saad wat ons geplant het. Hierdie beginsel van saai en maai omhels ons natuurlike sowel as ons geestelike lewe. Wat ook al in ons lewens groei en voortbring, is die resultaat van die saad wat ons self geplant het, of wat ons toegelaat het om geplant te word. En dan, ons het ons verantwoordelikheid geneem om dit te bewerk en te bewaak. Hierdie beginsel sal ons hele lewe ten goede of ten kwade beïnvloed. Dit sluit tuine in soos vrede, genesing, geluk, voorspoed, verlossing, blydskap, beskerming, sukses, alles wat jou tuin behels. Markus 4 vers 14 tot 20 spel hierdie verantwoordelikheid duidelik uit. Die saaier saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle op hierdie rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle by die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikheid, en die verband met alle dinge kom in, en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem, en vrugte dra, 31 en 61 en 100voudig. Daar is veral een vers in die Bybel wat my laat besef, verandering is noodsaaklik. Ek het gekom, sê die Here, dat julle lewe en oorvloed kan hê.
Daar is egter 'n goue reël wat nie verontagsaam kan word nie. Net jy kan die begrip lewe en oorvloed kan hê verander na lewe en oorvloed sal hê. Daarom, verandering is noodsaaklik. En onthou, jy is verantwoordelik vir jouself.